Goeiemôre vriende, dis vandag Dinsdag die 30ste Junie 2026, die laaste dag van die maand. Kan julle glo ons gaan nou hier in die laaste stukkie van die jaar in, maar mag dit vir julle 'n mooi dag wees. Kom ons raak net so vir 'n wylie stil. Here, dankie dat ons net op so 'n dag sommer by mekaar kan wees. Ons altyd die voorreg mag hê, Here, om as die kinders met ons Pa te praat. Dankie dat U vir ons lei, dankie dat U vir ons bystaan elke oomblik van die dag. Amen. Dit mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, moet julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons kom nou hierso in Hebreërs 13 waar hy die volgende sê, onthou nou, ek praat mos steeds met die Hebreërs, jy ken die agtergrond, hulle word vervolg, hulle is moedeloos, hulle kry baie swaar. En inderdaad was dit so gewees dat hulle op die ou ende amper al gedink het, maar kom ons gaan maar weer terug na ons ou godsdienste toe, né? So die hele Hebreër boek gaan eintlik maar daarom mense te sê, moenie wegdraai van Jesus af nie. So nou kom hy en nou kom spel hy dit so 'n bietjie meer prakties uit vir die mense. Hy sê vir hulle, as broers moet julle mekaar altyd lief hê. Moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. En kom ons staan net so stil met 3 versies. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. Punt, dan gaan hulle aan punt 2 toe. So liewe vriende, wanneer hy praat oor broers, praat hy mos nou van hierdie gemeente onderling wat daar so is. Dan kom sê hy, as broers moet julle mekaar altyd lief hê. Vriende, ek sê dit vir julle ook by ons gemeente, die 2 goed wat ek altyd sou wil hê in ons gemeente moet wees, en wat grootliks daar is dat ons mekaar onvoorwaardelik moet lief hê, binne die gemeente, en onvoorwaardelik moet aanvaar. Sodat wanneer iemand van buite af inkom, liewe vriende, ek en jy ook daai onvoorwaardelike liefde en onvoorwaardelike aanvaarding vir daardie persoon gee. Sodat vriende, daardie persoon veilig kan voel daar. Wanneer daai persoon veilig voel daar, in die teenwoordigheid van die Here tussen medemense wat vir Jesus lief is, dan kan God deur sy Gees kom en hom verander, né? Of verander. Dis nie amazing nie. So as broers moet julle mekaar lief hê, moet ons altyd onthou, mense kyk van binne af na ons as die kerk van die Here, as die liggaam van Jesus. En hulle kyk hoe tree ons teenoor mekaar op, né? So dis baie belangrik. As broers moet julle mekaar lief hê. Tweede versie wat hy sê, moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Nou vriende, gasvryheid beteken om iemand in te nooi, om vir iemand te sê, kom ons sê, vat nou maar weer by die saal, by ons kerksaal, kom drink 'n koffietjie, gaan koop vir die ene pannekoek, dis gasvryheid. Of voor by die deur, wanneer jy iemand groet daar, wees vriendelik met daai en sê, gasvryheid, kom in jong, of jy nooi iemand om by jou koffietjie te kom drink, of iemand by jou teetjie te kom drink, liewe vriende, dis alles deel van gasvryheid, nee, mense uit te nooi om by jou te kom ons sê, pannekoek saam te kom, bakkie aan daar by jou huis, dis om gasvry te wees. Een ding wat ons Suid-Afrikaners baie goed kan doen, is om gasvry te wees, nee, jy moet mekaar lief hê, en moenie nalat om gasvry teenoor mekaar te wees nie, nee. En dan kom sê hy 'n derde ding, hy haal sommer so 'n paar praktiese goed aan, en sê hy, dink aan die gevangenes asof jy self ook gevangenes is, en aan die wat mishandel word, asof jy self ook mishandel word. So die eerste een wat hy sê, broers, julle moet mekaar lief hê. Die tweede ding sê hy, ons moet gasvry wees teenoor mense, want julle kan engele huisves sê hy. En die derde ding wat hy dan sê, wat ek gaan nou nie aan met die ander enetjie toe nie, wat hy sê, dink aan gevangenes asof julle self ook gevangenes is, en die wat mishandel word asof julle self mishandel word. En vriende, dit is so dat ek en jy na gevangenes baie maklik kan kyk, en dit is 'n last hoop sien, soos in ons land met al die ou goeters wat daar aangaan, hè. Maar Jesus sal altyd na jou en na my toe kom, en ons altyd uitdaag en ons challenge, liewe vriende, om die gevangenes, om selfs die moordenaar, die dief, al daai mense altyd te vergewe, omdat Jesus ons vergewe het. Dis deel van die Christelike lewenswandel. Ons moet mekaar lief hê. Ons moet gasvryheid wees teenoor mense, wat ons kan engele huisves sê die Hebreërs skrywer. Hy kom sê, ons moet ons gevangenes moet ons hanteer asof ons self mishandel word. Ons moet ons half in hulle plek sit, vriende. Nie om vir hulle kom raad gee nie, maar om in hulle plek te sit. Ek sê, ek weet nie waarheen jy gaan nie. Ek kan sien jy gaan deur 'n baie moeilike tyd, maar ek weet nie waarheen jy gaan nie, né? Om jouself in die plek te stel van die een wat mishandel is.
asof julle self ook mishandel word, kom sê hy. So, julle moet mekaar as broers lief hê, onderling binne die gemeente. Tweede ding, julle moet gasvry wees teenoor mekaar. Julle kan 'n bietjie dit verder gaan uitpak daarso in julle setup waar julle is. Wat beteken dit om gasvry te wees? Kom ek sê jy het 'n nuwe klein groep begin, 'n nuwe selgroep begin. Hoe is jy gasvry? Hoe is jy gasvry vir iemand wat nie by die werk kom, wat 'n nuwe kollegas? Hoe is jy gasvry teenoor daai? Hoe is jy gasvry teenoor iemand wat nie in jou huis kom? Jy miskien jou meisiekind se ou of die ou wat 'n nuwe meisie aanbring. Hoe is jy gasvry teenoor hulle? Hoe is jy gasvry teenoor iemand wat jy eintlik nie heeltemal gasvry teenoor wil wees nie, want die Here sê jy moet probeer, ek dink liefde steek mos daai grense ook oor, né? Liefde steek die grense oor ook van die wat jy nie gasvry wil wees nie. Maar wees gasvry. Laat die ene, wat is gasvryheid? Gasvryheid beteken jy laat iemand welkom voel. Is dit nie waar nie? Daai persoon voel welkom. Dit is wat gasvryheid beteken. Jy moet iemand so groet, so by iemand wees dat hy voel maar hier is hy welkom, hier is hy geliefd, né? En dan moet ons ook na die gevangenes kyk asof ons self mishandel word. Moet ons in hulle skoene kan sit en kan sê maar hoe voel hulle? Wat beleef hulle? En op grond daarvan vir die Heilige Gees vra vir ons die wysheid en die insig te gee hoe om ook teenoor hulle op te tree. En Hebreërs skrywer kom sê dit vir die mense wat swaar kry, sê kyk rondom julle, dit is hoe julle moet optree daar waar julle is. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.